Goeiemôre julle. My naam is Tanya Holzhausen en ek gaan vir ons voorgaan in die gemeentegebed vanoggend. Maar voordat ek begin wil ek gaan in my gebed gaan ek vir Hugo en Isabel de Villiers opdra. Vir die van julle wat nie die konteks het nie. Hugo is deel van ons musiekspan, eintlik die projekterspan. En hy was ongelukkig hierdie week in 'n ernstige motorongeluk en sy been is Dinsdag geamputeer. So hulle gaan deur 'n besonderse moeilike tyd en ons wil asseblief vra dat julle hulle ook sal opdra aan die Here. Kom ons sluit ons oë. Abba Vader, dankie dat ons kan stil word in die troonkamer vanoggend. Vader, dankie dat U op die troon is. Dankie dat U die lewende God is. Die God wat alles sien, die God wat alles weet, en die God wat in beheer is. Here, ons wil U vandag dank dat ons U woord het. U woord wat die padkaart en die lig vir hierdie resies wat ons besig is om te hardloop is. Ja, Here, U ken elkeen van ons wat voor U staan vanoggend. U weet waar is ons in hierdie resies, Here. U weet as ons moeg is. U weet as ons struikel. Ja, Here, U weet ook as ons voel hierdie wedloop is te lank. Hierdie wedloop is te moeilik. Here, ek wil vanoggend vra dat U ons sal help om ons oë op Jesus te hou. Here, laat ons nie sal probeer om hierdie wedloop in eie krag te voltooi nie. Dankie dat U U seun gestuur het. Dankie, Jesus, dat U bereid was om 'n mens te word. Om vir ons te kom wys hoe om te leef, maar dankie dat U deur gehoorsaamheid aan 'n kruis gesterf het. En dankie dat U vir ons die Satan en die dood reeds oorwin het. O Here, dankie dat daar 'n paviljoen van geloofshelde is. Familielede, 'n ma, 'n ouma, wat ons toejuig, wat reeds daar is en sê, hou aan, wees gehoorsaam, hou aan, dit is die moeite werd. Here, dankie dat U beloof het dat U ons nooit gaan begewe nie. Dankie dat U beloof het dat U die werk wat U in ons begin het, gaan klaarmaak. Here, help ons om gehoorsaam te wees soos die geloofshelde. Dat as U vir ons sê ons moet 'n ark bou en daar's geen water of geen see of geen wolk, dan doen ons dit. Here, help ons om die boeye en die shackles wat ons van hierdie lewe terughou en moeg maak, help ons om dit af te gooi, Here. Vader, U het nie gesê ons gaan nie moeilike tye ervaar nie. U het nie gesê ons gaan nooit storms hê nie, maar U het beloof dat U saam met ons in die boot is as die storm kom.
Here, en dankie dat ons weet, dit is die lewende God wat storm stil maak, wat eind uit saam met ons gaan hardloop. U naam is Immanuel, God met ons. Here, en ek bid vir oggend vir Hugo en Isabel. Ag Here, U weet wat se vrae vra hulle vir oggend. Here, U weet van hulle, van sy fisiese pyn, maar ook van hulle emosionele pyn. Ag Here, sal U hulle teen U bors vasdruk. Here, sal U vir hulle die vrede gee, dat U by hulle is, en dat hulle okay is, Here. Laat U hulle nie in die steek gaan laat nie. Ja, Here, ek wil vra dat U sal wees saam met daai wond van hom. Ek wil bid, ek wil U heilige bloed oor dit bid, Here, laat daar geen infeksie sal wees nie. En laat hy absoluut bewus sal wees van U reddende hand. Ja, Vader, ek vra dat U ons sal help om U te vertrou met wat U toelaat in ons lewens. Here, U ken elke hekkie wat ons moet oor. U ken elke ompad wat ons moet vat. En ek wil vra, Here, laat ons U sal vertrou met ons lewensresies. Laat ons U nie sal bevraagteken nie. Laat ons net in gehoorsaamheid sal sê, ja, God, laat U wil geskied. En dankie, Here, laat ons kan weet, U het gesê, niks sal ons ooit uit U hand ruk nie. Here, dankie. En dankie, laat niks ons van U liefde gaan skei nie. Ons hou net aan U vas. Amen. Ek lees vir ons die Engels en die Afrikaans as dit op julle blaadjies verskyn. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons, nadat ons van elke las ontslae geraak het, en van die sonde wat ons so maklik aankleef, die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Hier is die woord van God. Goeiemôre Ligpunt, goed om saam te kan wees. Ek was so 'n bietjie uitsteerig gewees en dis baie keer 'n goeie ding want jy besef net hoe baie lief is jy vir die gemeente wat jy geloofsfamilie wat jy van deel is en jy besef hoe goed ons dit het hierso. Ons het dit so onsaglik goed en een van my groot gebede is eintlik dat die Here ons almal, insluitende my, ons oë sal oopmaak om net nooit te vergeet hoe geseënd ons is en hoe goed ons dit het nie. En ek het die geleentheid gehad om net daaraan te herinner.
te geword het die laaste paar dae. Vriende, ons gaan nou oomblik gaan ek vir ons bid, dan gaan ons inspring en kyk na daai baie bekende 3 verse in die begin van Hebreërs 12. Net voor ek dit doen, wil ek gou 'n vinnige stoute plak doen. Ek weet nie of ek toestemming hiervoor het nie, maar ek gaan gou vinnig dit inglip. Volgende Saterdag het ons hier by Willows 'n manne samekoms, 'n mannebediening. Baie van julle sal vir Tim van Stormbroek onthou. Hy is my swaar, Anshin se broer. Hy 2 jaar gelede het hy gepreek hier by Ligpunt. Amper presies die Sondag waar ons nou is. En ons het daai Sondag het hy by ons geëet en ons het agtergekom hy is nie lekker nie. Hy 2 dae later het hy uitgevind hy het leukemia. En dit was 'n nogals 'n rowwe tyd vir hom gewees deur daai leukemia. En 'n wonderlike storie, net 'n getuienis. Hy's nie 100% uit die woud uit tans nie, maar die Here is aan die werk en daar's baie wat Tim het om te deel oor hoe die Here met hom was in dit en deur dit. En so volgende Saterdag mans het ons 'n kuier, 'n samekoms hier, daar gaan boereworsdraals wees, ons gaan lekker kuier en dan gaan Tim 'n bietjie sy getuienis deel en ons gaan daaroor saam reflekteer. So kom asseblief, as jy 'n man is, kom asseblief. Hoërskoolseuns, julle is ook baie welkom om saam met ons te kom. Nooi vriende, nooi familie, nooi werkskollegas. Enige iemand wie jy dink kan baat. Tim is 'n besonderse ou met 'n besonderse getuienis en ek dink dit sal van waarde wees vir enige iemand. So nooi hulle gerus. Reg so. Daar's my vinnige stoute plug. Kom ek bid vir ons weer en dan gaan ons vra vir die Here om nou met ons te ontmoet. Here, U het reeds vanoggend met ons op 'n besonderse manier ontmoet. Here, ons loof en ons prys U soos wat ons links en regs en voor en agter ons kyk en soos wat ons sing en ons hoor die stemme van oud en jonk en ons word herinner aan dit wat U vir ons in die Here Jesus gedoen het en dit wat U deur sy Gees nou in ons lewens en in ons midde doen. O ja, Here, ons het dit so besonders goed. Maar Here, ons het nodig om dit vir mekaar te sê, ons het nodig om aan hierdie dinge herinner te word, Here, want ons is moeg, baie van ons is moeg, en die pad is lank en swaar, en ons is baie bewus, dat in en van onsself gaan ons nie by die wenstreep uitkom nie. En so dit is ons begeerte, o Heer, ons wil aanhou môre en volgende week, en die weke, maande, jare, dekades, wat voor party van ons mag lê. Here, wil ons volhard in die geloof. En vir dit het ons tye soos nou nodig, waar U kom deur die woord, en waar U praat, en waar U deur die Gees ons oog gerig hou op U Seun. Dis 'n bonatuurlike werk, o Heer, sal U dit ook nou kom doen, asseblief tog in ons harte, en deur ons bid dit in Jesus se goeie naam, amen. Ons is natuurlik almal vertroud met die Comrades. Ek dink dis 'n ding wat ons as Suid-Afrikaners nog so 'n bietjie trots oor is. Die Comrades dis ons ding. En daar's heelwat ligpunters hier wat ek weet of histories of selfs in die laaste jaar of 2 ligpunters wat die Comrades gehardloop het. Julle is totaal in alle eisters. Ek sal dit nooit ooit kan doen nie. 2025 was die hoogste getal inskrywings vir die Comrades gewees. Daar was 24.173 mense wat ingeskryf het vir die Comrades, maar ek sê inskrywings want dit was nie almal wat gehardloop het nie. Op die einde het daar net 20.970 daardie oggend toe hulle die skoot geklap het weggespring en gehardloop. 13% van ouens wat opgesign het en betaal het nie eens opgedaag vir wat ook al die rede mag wees nie, maar nie opgedaag vir hierdie groot wedloop nie. En van daai 21.000 wat toe gehardloop het slegs 18.208 het die eindstreep gehaal. Dit beteken net 86% van almal wat begin hardloop het, 3.000 het weggeval. Of hulle het een van daai cut-offs nie gemaak nie, of hy het 'n hammy getrek, of hy het gedog, hierdie is net nie meer lekker nie en ek gaan ophou. Maar 3.000 het dit nie gemaak nie. So as jy dit uitwerk, dan beteken dit in die omgewing van met die ouens wat nie eers weggespring het nie, is dit so 70% suksesrate van ouens wat die Comrades voor ingeskryf het, wat op die einde dit klaar gemaak het. En vriende, ek begin nie meer vanoggend, want soos die Comrades, so die Christenlewe.
een van die gunsteling metafore wat die Nuwe Testament gebruik. En jy kan 'n bietjie gaan speel en dit gaan Google as jy wil. Dis verskeie plekke in die Nuwe Testament. Dis een van die gunsteling metafore, prentjies wat die Nuwe Testament gebruik om ons as Christene die Christenlewe te beskryf, is die van 'n wedloop. Dis in ons teksgedeelte vandag. Jy het dit seker gesien en jy het dit dalk gehoor soos wat ons daaroor gepraat en gebid het vanoggend. Dis daar in ons gedeelte hierdie idee van die Christenlewe as 'n wedloop. Maar hier is die ding, vriende, daar is meer mense wat in die Christenwedloop uitval as mense wat nie die Comrades klaargemaak het in 2025 nie. The Pew Research Institute is een van hierdie organisasies wat studies doen, navorsing doen, veral met betrekking tot die samelewing en Christendom. Hulle het in 2025 'n studie gedoen en in daardie studie wat hulle gedoen het met 'n groot hoeveelheid ouens, het 22% van mense wat gesê het hulle het nog in die laaste klomp jare, kom ons sê in die laaste dekade of so, het hulle gesê dat hulle is Christene, sal nou sê 22% van hulle in Amerika sal nou sê hulle is nou ateïste of ten minste agnostikuste. Daar's 'n ander organisasie wat 'n soortgelyke organisasie is, the Barna Group, en hulle het in 2024 nog 'n groter studie gedoen en daai studie van hulle het 37% van almal met wie hulle die studie gedoen het, van Amerikaners het gedeconstruct, sê hulle. Nou dis nogals 'n cool ding op hierdie stadium om te kan sê jy het gedeconstruct. 37% van ouens wat Christene was, hierdie ouens sê hulle is nog nie heeltemal nie Christene nie, hulle is nog 'n naam Christene, maar hulle het gedeconstruct en hulle sal sê hulle is nou nie meer practicing Christians nie. En dan volgens die vraelys, om 'n practicing Christen te wees, beteken jy gaan ten minste nou en dan na 'n kerk toe, jy lees ten minste nou en dan jou Bybel en jy sal ten minste nou en dan bid. Hierdie 37% van hierdie ouens wat Christene was, sê hulle is nie meer daar nie, hulle het gedeconstruct. En die realiteit is, vriende, hierdie is nie net 'n statistiese ding van ouens in Amerika nie, nê. Almal van ons hier ken sulke stories. Elkeen van ons wat hierso sit, het 'n vriend, of 'n familielid, of 'n kind, of 'n pa, of 'n ma, of 'n buurman, of 'n werkskollega. Elkeen van ons hier ken iemand wat op 'n stadium hierdie Christenwedloop begin het, en wat nou sê, ek is nie eers op hierdie wedloop nie, hierdie is net nonsens. Dalk sit jy vandag en dit is jy. Dalk is jy hier en ek wil vir jou sê, jy is baie, baie welkom hier by ons. Dit is 'n goeie Sondag vir jou om by ons te kom inloer het. Maar dalk is dit jy, dalk is jy een van daardie persone wat hier so sit, jy was op 'n stadium in die wedloop, maar jy is nie meer nie. Vir die res van ons is hierdie die vraag vanoggend, vriende, wat ons oor wil gesels. Wat is nodig sodat ons wat hierso sit wel en wat nog in die wedloop is en dalk het jy hemie getrek en jy stap hom op hierdie stadium. Maar wat is nodig sodat ons die geloofswedloop met volharding sal hardloop tot by die eindstreep toe en sal klaarmaak? Wel, dis ons gedeelte Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ons gaan meestal werk deur die Afrikaans daar, maar julle het dit daar op die blaadjie voor julle. So hou dit asseblief byderhand soos ons na die teks kyk, maar net gou vinnig 'n bietjie laaste keer 'n bietjie agtergrond vir waar is ons en wat is die skrywer van Hebreërs mee besig. Onthou wat ons oor en oor in hierdie reek gesê het. Die boek van Hebreërs is geskryf vir Christene teen teenoor van 'n Joodse agtergrond, Christene wat vervolging ervaar. En omdat hulle vervolging ervaar, is hulle in die versoeking om weg te val van die geloof af. Die vervolging maak dat hulle weet nie meer of dit lekker is en of dit die moeite werd is om te glo en agter Jesus aan te stap nie. En so baie van hulle is in die versoeking om te sê, ek's klaar, ek is nou moeg hiervoor, hierdie is nie moeite werd nie en ek gee op. En vir daardie rede is 'n baie groot, ek wil amper sê die groot idee in die hele boek van die boek Hebreërs gaan oor volharding in geloof. Nou kyk saam met my hier, so mens mis dit so bietjie in die Afrikaans, selfs in die Engels, want vir een of ander bizarre rede vertaal ons die woord in die Grieks nie konsekwent soos ons moet, soos wat hy in die boek Hebreërs is nie, maar kyk saam op die skerm. Hierdie is die verse, die paragraaf net voor die reeks wat ons begin het. En ek wil eens moet raak sien die klem op volharding. Hebreërs 10 vers 32 het gesê, maar onthou die vroeër dae, toe julle
nadat julle verlig is, toe julle tot bekering gekom het, julle is toe Christene, 'n geweldige stryd van lyding deurstaan het. Nou daai woordjie deurstaan is in die oorspronklike taal in die Grieks is die woord volhard in het. Julle het daarin volhard. Nou is 'n nuwe oproep aan hulle, Hebreërs 10 vers 36. Julle het inderdaad nou weer 'n keer nog steeds selfe woordjie volharding nodig. Sodat julle wanneer julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry. Dis dan die rede gewees vir die geloofshelde wat ons nog gekyk het in Hebreërs 11. Die punt was nie net dat hierdie was gelowiges gewees nie, dit is spesifiek gelowiges wat volhard het in hulle geloof. En alles dan van hoofstuk 11 is soos riviere strome wat dan invloei in hierdie dam wat ons verse is van vandag, in Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Hierdie is die klimaks van die hele gedeelte, dalk selfs van die hele boek, en hier is wat ek wil hê jy moet sien, het jy dit opgetel, in die 3 versies wat ons het, 3 kere, daai einste woord volharding. Kyk saam met my vers 1, as jy jou blaadjie by die rand het daar, vers 1 sê dat ons nou, net soos hierdie geloofshelde van Hebreërs 11, ons moet die wedloop met volharding hardloop. Vers 2, Jesus het die kruis verduur, is dieselfde woordjie in die oorspronklike taal. Jesus het op die kruispad volhard. 12 vers 3, dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het. Selfe woordjie, hy het deur dit het hy volhard. Hier is die groot punt, vriende, hier is die groot doel van ons teksgedeelte. En hier is die groot doel van die hoofstuk, hier is die groot doel van die hele boek, en dalk selfs van die hele Bybel, en dit is vir gelowiges om te volhard in die geloof. Die doel is, vriende, is vir jou en vir my, ons wat in hierdie kamerads is, in hierdie geloofswedloop is, ons wat moeg is, die pad is lank en swaar, jou hammies trek, die versoeking is baie groot om te stop en in die bus te klim. Die doel is vir ons om tot die eindstreep toe te hardloop. Sukkelend, nie op jou eie 10 teen nie, iemand wat jou gaan sleep en dra, maar om daar te kom, te volhard. 2 aansporings in die gedeelte wat ons wil aanspoor, ons bo-natuurlik wil bekragtig in hierdie wedloop om in dit te kan volhard. Hier is die eerste ene wat die gedeelte vir ons sê, en julle behoort dit te sien ook op die skerm, hou die geloofsgetuies voor oë. Dis die eerste ding, dit is wat ons gaan help om tot daar te kom. Eerste ding wat jy doen is, jy hou die geloofsgetuies voor oë. Kom ons lees weer daar so saam vers 1, vriende. Ek lees dit vir ons. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak van die sonde wat ons so maklik omring, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Nou dalk is hierdie net ek. Dalk gaan julle sê nee Poen, is net jy, ons het nooit hierdie fout gemaak nie. Ek dink ek het groot geword en daai verse gelees, en ek dink daai taal van wolk van getuies het my so 'n bietjie gegooi. Dalk gaan julle sê dis nie julle nie. In my kop wat ek altyd gedink het, en dit is daai taal van wolke van getuies, het ek gedink hy praat hier van hierdie gelowiges van die verlede, maar selfs in die Here, maar wat nou in die wolke is, hulle is nou in die hemel, en hulle kyk af soos wat ons hierdie wedloop hardloop. En die ding wat my moet bemoedig, is om te weet dat hulle kyk vir my. Dis nie wat die skrywer sê nie. Daar's 'n mate van dit, ek bedoel, ons weet uit die res van die Bybel uit Openbarings, dat die hemelskare kyk en sien, en dit is verseker deel van die bemoediging vir ons, maar die primêre idee is nie soseer hulle wat vir ons kyk nie, die idee is hier meer ons wat vir hulle kyk. Die groot klou is 2 dinge. Eerstens, daai woordjie wolk is maar net 'n beeldspraak in die eerste eeu wat baie gebruik is, maar net 'n versamelnaamwoord vir 'n groot menigte. So 'n wolk van enigiets was maar net baie van iets. En so die wolk van hierdie getuies is hierdie groot menigte van hoofstuk 11. En die daarom waarmee ons gedeelte begin, maak dit baie duidelik dat hierdie wolk van getuies is almal wat ons nou net na gekyk het. Dis al hierdie ouens reg deur die Ou Testament, en hulle is die ouens in die Ou Testament wat hierdie geloofsgetuies is, en wat ons nou omring
Maar die punt is dis nie soseer hulle wat na ons kyk nie, maar dit is ons wat hoofstuk 11 gelees het en met die oë van ons harte hulle voor oë hou. En daarin lê daar vir jou en vir my 'n aansporing om aan te hou en aan te gaan. Ek weet nie van julle nie, ek is mal oor atletiek te kyk, ek kan nie atletiek doen nie, maar ek love it om te kyk, en soos meeste mense wat nie atletiek kan doen nie, is aflos my gunsteling ding. En ek hou veral van die 4x400, want dit hou net so klein bietjie langer aan as die 1x100. En so met die wêreldkampioenskappe wat nou verby was, het ek dit vir niks gemis nie. En in die wêreldkampioenskappe, so jy gesien het by die 4x400, is dit jy die eerste ouens wat hardloop en dan hardloop hulle om die baan, en baie ouens sal vir jou sê, luister, maar 400 meter is van die moeilikste items om te doen, want jy moet alles gee vir 400 meter, en jy's moeg en jy seer, en jy gee alles en jy hou net aan. En dan hardloop hierdie ouens om, en ja, dit is so, daar's skares en hulle kyk, en daar's ander ouens wat saam met hulle daar so kyk. Maar dan hardloop hulle, en hulle spanmaat skree vir hulle, en dan kry hulle die stokkie aan, en dan hardloop die volgende ou, en dan gee hy dit aan, tot jy die laaste ou is wat hardloop, en dan is dit jou kans. En ek dink dit is wat die skrywer besig is om te sê, vriende. Ek dink wat die skrywer vir ons hierso sê is, dis nou ons beurt. Ons is die 4de ou in hierdie aflos. Ons, die kerk, is die laaste lap wat hardloop. En daar was al hierdie ander geloofsgetuies. Daar was al hierdie ander ouens gewees. Daar was Abel en Enoch en Noag en Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, Dawid en al die ander Ou Testament gelowiges, wat net soos ons deur geloof in die midde van swaar kry, in die midde van alles wat God beloof het nie heeltemal gerealiseer nie, en hulle het gehardloop om daai baan, en dit was moeilik en dit was swaar, maar hulle het omgehardloop en hulle het dit klaar gehardloop, en die stokkie het hulle oorhandig aan jou en my. En wat motiveer jou en my? Wel, een van die dinge wat ons motiveer, sê die gedeelte, is om te onthou wat ons spanmaats gedoen het. Ons spanmaats het reeds gehardloop, hulle het klaar gehardloop, en hulle getuienis, en toe hulle om die baan was, is 'n getuienis vir jou en vir my, wat as dit ware aan jou en my uitroep, en vir ons sê, hulle sê, ons het die wedloop voltooi. Dit was moeilik geweest, maar met God se genade het ons dit gemaak. Ons het alles gegee, ons het niks gelos nie, ons het elke laaste grieseltjie van ons krag gegee, en die krag van die Here het ons dit gedoen, ons het volhard. Nou is dit julle beurt. Nou is dit julle beurt, die kerk. Hou bene, hou. En vriende, een van die grootste geskenke, dink ek, vir ons, in ons Christen geloof, baie kere wanneer ek en jy moeg en mismoedig is, ek dink die ironie is, baie kere maak ons nie gebruik van die Here se bonatuurlike krag vir ons om te kan volhard nie. En wat vers 1 vir ons wil sê ten minste, is een van die wonderlike geskenke, die genadegawes wat die Here aan ons gee, om te kan aanhou, is ander gelowiges, ander geloofsgetuies, wat voor ons gehardloop het. Nou die wat voor ons gehardloop het, begin by die Bybel, en dit is nie net Hebreërs 11 se ouens nie, dis almal in die Ou Testament, en dit is almal in die Nuwe Testament. So kan ek vir jou sê, Christen, as jy wil volhard in die geloof, dit is hoekom jy kerk toe kom. Dit is hoekom jy 'n stilte tyd hou. Een van die groot dinge wat jy doen, is jy onthou ander geloofsgetuies. Jy onthou almal in die Ou Testament en almal in die Nuwe Testament, wat baie kere baie meer sondig as ek en jy was, en baie meer swaar gekry het as ek en jy, maar hulle het die wedloop tot die einde toe gehardloop. Dit is hoe ek en jy dit gaan maak. Ons is mense wat in God se woord bly, wat saam met God se mense kom, en ons lees hierdie stories, ons reflekteer daaroor, ons sien God se verlossingswerk in hulle lewens, ons laat dit ons aanspoor om te sê, ek kan aanhou, ek kan dit maak want hulle het. En dit is wat ons nodig het om te doen. Maar vriende, buiten net vir die historiese gelowiges wat nou in die Bybel vir ons neergepen is, dit is 'n rede hoekom almal van ons as Christene nodig het om studente te wees van kerkgeskiedenis. Ons as moderne Christene het so, wat het C.S. Lewis het genoem, hy het gesê chronological snobbery. Ons as moderne Christene dink ons kan nie eers by ons ouers leer nie. Soveel minder ouens van 100 jaar, 200 jaar en vir die laaste 2000 jaar van die kerk se bestaan. En vriende, ons is armer daarvoor.
Wat ons gedeelte vandag jou en my herinner, vir jou en vir my om te volhard, het ons nodig om te onthou, almal wat voor ons hierdie aflos gehardloop het. En ons het daai stories om te hoor, om te sien hoe hulle baie kere baie moeiliker het gehad het as ek en jy. En hulle het met volharding getrou gehardloop, met al hulle pyne en skete en sondes en swaar kry tot die einde toe. Leer kerkgeskiedenis, herinner jouself daaraan, ons gaan dan alright wees. Maar vriende, vir daardie rede het ons ook nodig, as ons gaan wil volhard in die geloof, het ons nodig om regtig hande te vat met die groter liggaam van Christus, reg oor die wêreld, die res van die kerk. Veral die kerk, soos ons gaan doen oor 2 Sondae van nou af 'n bietjie daaraan gaan raak, in die vervolgde kerk, in baie plekke wat vandag nog bestaan. En ons het nodig om hande te vat, soos ons doen met ons broers en susters in plekke soos die townships, soos Church in Mamelodi en soos Christ Center Church met Joseph hulle. Ouens, weer eens, wie ons kan onthou, ander geloofsgetuies, wat in dieselfde wedloop is, en soos wat ons sien, hoe hulle in baie moeiliker omstandighede as ons volhard, raai wat doen dit aan jou? Dit bonatuurlik bekragtig jou en my, om aan te gaan en om aan te hou. En vriende, dan ook, natuurlik het ons mekaar nodig. Vriende, kyk om jou nou hier. Selfs net in hierdie vertrek het ons 'n groot wolk van getuies, 'n menigte van ander gelowiges in ons midde. Kan ek by jou pleit, as jy hierso is, maar op hierdie stadium is ligpunt vir jou 'n Sondagsamekoms. Kan ek by jou pleit asseblief, om nie net op Sondag hiernatoe kom nie, dit is hoekom jy wil deel wees van 'n ligpunt gesin, of een of ander disippelskapgroep. Dit is hoekom jy ook nie net in 'n ligpunt gesin of 'n disippelskapgroep wil wees met jou pelle, ouens wat soos jy is of in jou lewensfase is nie. Ons het juis mense nodig wat in ouer generasies as ons is en in jonger generasies is. Met ander woorde, in die aflos is hulle dalk 5 tree of 10 tree voor of agter jou, want daarin is ons bemoedig, daarin is ons 'n bemoediging vir mekaar. Daarin is ons besig om mekaar te kan help, om te kan sê, ek kan volhard want ek kan sien jy het deur tienerstadium gegaan met jou kinders, of jy het gegaan deur 'n tyd toe jy nie 'n werk gehad het nie. En so ons leer van mekaar en ons help mekaar om te volhard. Vriende, moenie die geskenk wat God vir ons gee in mekaar en in die groter kerk en in kerkgeskiedenis en in die Bybel, moenie hierdie wonderlike geskenk om jou te kan help om volhard in geloof, moet dit nie miskyk nie en moet dit asseblief tog nie misbruik nie. Maar een laaste toepassing hier wat ek net onder ons aandag wil bring. Vriende, maak asseblief tog seker, as soos wat ons die wedloop hardloop, kom ons maak seker dat ons leer by al hierdie ander geloofsgetuies en ons hardloop hierdie wedloop, ek dink die beste Afrikaanse woord wat ek het is doelgerig. Kom ons hardloop dit doelgerig. Kom ons leer hoe hulle dit gehardloop het, want dis nie net enige ou wat begin wat hardloop wat klaar maak nie, daar's 'n sekere doelgerigtheid wat jou gaan kry by die wenstreep. En dit is wat ons sien daarso in die res van vers 1. Kyk gou saam met my weer daar. Die skrywer sê, laat ons, soos hierdie ander geloofsgetuies, laat ons van elke las ontslaa raak en van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê, kom ons hardloop dit met volharding, sê die gedeelte. Nou, ek het so in die laaste maand begin, my vrou weet dit nie, it is a confession, maar ek het in die laaste maand begin, sy weet ek baie YouTube, maar ek het begin valskerm, die Suid-Afrikaanse valskerm bataljon, die Parabats, die Maroon Beret se training video's begin kyk. My pa was, toe hy jonger was, het hy dit gedoen, en toe dog ek wil graag weet hoe dit was. Hy het nooit vir my iets gesê daarvan nie. En is crazy. Ek bedoel, as jy dit kyk, dan besef jy wat, weer eens, wat 'n softie ek is. En in dit, soos wat hulle daai ouens deur stafkering gevat het, dan sê hulle vir die ouens om te hardloop, 21 kilos, met hulle army klere, hulle army boots aan, en net om dit lekker te maak, want hulle probeer ouens uitdin, hulle wil nie hê almal moet dit maak nie, dan hardloop hierdie ouens 2 met telefoonpale, met hout telefoonpale vir 21 kilos. En hulle hardloop baie kere met 'n sak, 60 kg army rugsak hardloop hulle dit. En hulle hardloop deur moerasse en modder as sprus. En op die einde dan is daar net so 'n derde van die ouens oor.
Nou vriende, die realiteit is soos dit in die geloofslewe. Daar is dinge wat maak dat baie ouens nie by die einde gaan kom nie. En wat die skrywer vir jou en vir my sê, is hy sê moenie stupid wees nie. Daar is sekere telefoonpale en daar sekere moerasse wat jy nie deur hoef te hardloop nie. Gooi dit af. Daardie laste, daardie dinge wat jy saam met jou dra, wat jy nie nodig het om te dra nie, jy kan dit by die kruis van Jesus gaan neerlê. Daai swaar kry wat met jou gebeur het, daai mense wat teen jou gesondig het en nou is jy bitter en jy's nou kwaad en jy wil hulle nie vergewe nie. Daai ander aaklige dinge wat aangaan in jou land en jy hou daaraan vas en jy hou. Die skrywer sê vir my, jou en vir my, as jy daai laste nie gaan afgooi nie, moenie vir 'n oomblik dink jy gaan dit by die wenstreep maak nie. Daai ding gaan jou op 'n stadium so moeg maak, jy gaan nie kan volhard nie. En daai sonde, sê die skrywer vir jou en vir my, daardie sonde wat jou omsingel of jou verstringel, daai moeras, jy kies om te hardloop, deur hierdie wedloop van geloof, halflyf deur die modder. Jy het nie nodig om dit te doen nie. Vat daai sonde en gaan lê dit neer by die voete van die koning wat vir jou gesterf het. Moenie aanhou speel daarmee nie, want as jy gaan aanhou speel daarmee en jy hardloop deur die moeras, jy gaan moeg raak, jy gaan mismoedig raak, jy gaan nie die wenstreep sien nie. Nou vriende, ons kan nie hier meer oor dit sê nie, maar ek wil wel vir jou uitnooi. Kan ek jou uitnooi? Dis weer eens hoekom jy deel is van 'n kerk. Kom gesels met ons as ouderlinge, gesels met die personeel, gesels met Dewald wat deel is van ons pastorale bediening, gesels met jou Ligpunt gesin leiers, gesels met ander van die mense in jou Ligpunt gesin, maar sê vir ander, hierdie is die las wat ek dra in my wedloop, hierdie is die sonde wat my verstrengel. Sal jy my help om dit te kan van ontslaa raak? Want is duidelik dat daar is dinge wat ons van ontslaa kan raak, sodat ons almal kan hardloop en by die wenstreep kan uitkom. Dit bring my by die tweede punt, en dit is 'n korter punt, maar dit is die belangriker punt. Vriende, ons, as ek en jy, as ons gelowiges en 'n geloofsgemeenskap wees, wat gaan die wedloop hardloop tot die einde toe, dan is dit so belangrik dat ons die geloofsgetuies voor oë moet hou, bo-natuurlike bekragtiging bevind in hulle, maar hulle, soos ons, moet eintlik ons oë ergens anders hou. Want dit is wat die ander geloofsgetuies gedoen het en nou bly doen. En dit is die tweede ding wat ons moet sien. Ons het nodig, vriende, vers 2 en 3. Tweedens, hou Jesus voor oë. Dis wat die skrywer vir ons sê, hou Jesus voor oë. Vers 2 lees so klein bietjie lomp, want dit is eintlik in die oorspronklike taal een sin saam met vers 1. En in vers 1 het ons nou reeds gesien, was die aansporing dat as ons gaan volhard, soos ek nou net gesê het, wel dan moet ons die getuies voor oë hou, maar hier's nou die klimaks in vers 2. Dit alles gebeur met die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Nou wat presies bedoel die skrywer as hy Jesus hier beskryf as die leidsman en die volëinder van ons geloof? En dit is nie so eenvoudig nie. Jy sien dit selfs in baie van die vertalings. Party van die Engels sal sê the author and the perfecter of our faith, or the pioneer and the perfecter of our faith. En ek dink daai vertaling is dalk 'n redelike behulpsame een. Ek gaan dit vir ons probeer verduidelik in die hand van 'n illustrasie. Dit maak vir my sin. As hierdie nie vir jou werk nie, erase dit dadelik, maar hopelik help dit vir jou. Hierdie is wat ek dink die skrywer sê, as hy Jesus beskryf, die een op wie ons oor rig in die wedloop, as die leidsman, die leier, die man wat lei, en die volëinder van die geloof. Alexander die Grote. Ek het net gister geluister na The Rest is History podcast, brilliant, oor Alexander die Grote se lewe. En Alexander die Grote was 'n fenominale ouens. Baie ouens sal sê hy is, dis hoekom hulle noem Alexander the Great. Hy was die great ene gewees. Die een wat, toe hy 20 was, toe sy pa Philip oorlede is, en hy was daar in die Griekse, Macedoniese ryk, was hy op daardie stadium die heerser. Toe besluit hy, right, dit is nou tyd dat ons die Persiese ryk gaan oorneem. En daar is hierdie seestraat tussen Europa en Asië, die Hellespont,
en wat hy toe gedoen het, is hy het met sy manskappe het hy gegaan, nog nooit tevore kon enige van die Grieke en enige iemand in die Europa kant regtig in die Persiese Ryk inkom nie. En hulle het ingegaan en hulle het die fight gefight en hulle het, ek dink daar moet 'n prentjie wees. Ek dink daar was actually 'n prentjie daar. Ja. Dis natuurlik niemand was daar nie. So dis ja, hierdie is like bietjie te Grieks, maar in elk geval. En hulle het daardeur gebreek. Hulle het deurgebreek deur daai seestraat en die geskiedenis vertel dat Alexander the Great het aan die ander kant gestaan nadat hy die oorwinning behaal het en hy het sy spies in die grond gedruk en het gesê nou behoort hierdie hele area ook aan my, hierdie hele area behoort aan die Grieke. En vriende, ek dink dit is wat dit beteken vir Jesus om die leidsman en ook die volëinder van ons geloof te wees. Jesus is die groter Alexander the Great. Hy is die een wat gekom het en hy is die een wat daar die lewe kom lewe het en Jesus is die een wat deur sy kruisdood gegaan het en die pad van die kruis verduur het, hy het volhard daarin en deur sy volharding het hy die weg gebaan. Hy is die pionier wat die weg gebaan het sodat ons kan nou gaan, want daar is nou 'n pad oopgebreek, wat niemand ooit tevore kon in deurbreek nie. En al die pad wat ons nou gaan daar, vir die baan wat geweg vir ons, is ons in veilig, want dis alles nou onder in sy ryk, dis alles in sy heerskappy. Hy is die beginner, hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Begin, middel en einde is hy die een wat ons in ons geloof en op ons geloofspad ons hou en daar sal kry. Die punt is dit, vriende, ons kan met vaste vertroue en ek en jy kan met sekerheid die geloofswedloop aandurf, want Jesus het vir ons die weg gebaan en hy het reeds die oorwinning behaal. Anders as die Ou Testament geloofsgetuies dien Jesus se volharding nie net vir jou en vir my as 'n voorbeeld nie, dit is ook vir ons 'n voorbeeld. Maar anders as die ander ouens wat hierdie wedloop gehardloop het, is Jesus se volharding is ons verlossing. Dis die goeie nuus vir jou en vir my. Sy volharding beteken ons verlossing. Kyk gou saam met my na vers 2. Res van vers 2. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het en die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Hierdie is die Jesus op wie ek en jy ons oë nou moet hou. Daardie Jesus, die een wat dit gedoen het. Ek wil hê ons moet vinnig hier kyk. Ek wens ons het meer tyd gehad om uit te geek oor dit. Kyk gou vinnig saam met my hier op die skerm. Behoort op te kom en ek besef, so 'n classic fout van op my skerm is so mooi duidelik en dan as jy daar agter sit nou kan jy dit dalk nie lees nie. Die ding wat ek wil hê ons sal moet sien, vriende, is wat baie van die tegniese ouens daar buite sal sê, is dat daar's 'n baie sterk korrelasie tussen Hebreërs 12 vers 2 en Hebreërs 2 vers 10. Die einste woorde kom net voor, en van daai woorde kom net in hierdie twee plekke in die hele Nuwe Testament voor. So dis baie duidelik dat die skrywer van Hebreërs gebruik hierdie as amper bookends in die boek. Beide praat van ons oorig op Jesus, die lyding wat Jesus deurgegaan het, Jesus wat die leidsman is en die volëinder is. Selfe woordjies in die oorspronklike taal. Die vraag is, wat was die vreugde? Hier's my vraag. Wat was die vreugde waarvoor Jesus dit alles verduur het? Hoekom het Jesus die pad van die kruis nie net gekies nie, maar toe dit taaf raak, dit verduur? Wat was die rede? What was the joy that was set before him? Twee dinge sê daai gedeelte as jy dit ophou. Een is Jesus se eie heerlikheid. Jesus het geweet, die joy that was set before him was, he will be crowned with honor and glory. Maar wat Hebreërs 2 ook daarso sê, en dit is die pragtige treffende goeie nuus dink ek vriende vir ons, die res van die vreugde wat Jesus laat volhard het, was dat ons, sy broers en sy susters, in sy heerlikheid gaan deel. Besef jy dit? Besef jy dit, vriendin? Jesus het ter helle neergedaal. Jesus het deur die aakligste swaar kry, dit nie net gekies nie, maar hy deur dit het hy volhard. Hoekom? Vir jou
vir my. Dit was sy vreugde. Jesus se vreugde was om te sê, hierdie broers en hierdie susters gaan saam met my in my heerlikheid deel. En vir daardie rede het hy dit gedoen. Nou vriende, as dit waar is dat Jesus dit gedoen het en hy het dit gedoen vir jou en vir my, dan beteken dit, vriendin, is dat ek en jy kan hierdie pad aanhou hardloop. Want dit maak nie saak hoe sleg dit is nie. Hoe sleg jou en my pad is, dis nooit die kruis nie. En ons kan weet dat daai einste Jesus wat 'n erger pad moes gehardloop het, dat as hy op sy slegte pad gegaan het, om ons te kry by hom in heerlikheid, kan jy weet, hy gaan jou nie los op Polly Shorts nie. Hy gaan jou nie los daar om uit te tappe nie. Hy gaan jou optel, hy gaan jou dra, hy gaan jou daar kry, want dit het sy lewe gekos, om sy broers en sy susters in sy heerlikheid te laat deel. Dis die goeie nuus vir jou en vir my. O vriende, die realiteit is, dat baie van ons hier is moeg en ons is mismoedig, en die Satan, die vyand, fluister in jou en my ore meer as wat ek en jy hom krediet gee. Die Satan is besig in elkeen van ons se lewens, want ons almal se wedloop is moeilik op tye. En wat die Satan vir jou sê, soos wat hy dit vir my sê, is hy fluister in jou ore en hy sê, jy gaan dit nie maak nie. Hy sê vir jou, jy gaan nie die Christen lewe maak nie. Jy het dit nie in jou nie. Jy is gediskwalifiseer van die wedloop. En vriendin, wanneer hy dit sê, praat so 'n bietjie terug met hom. Sê vir hom, jy's reg. Ek gaan dit nie maak nie. Maar Jesus het dit gemaak. Jesus het dit gemaak en daarin lê my sekerheid. Wyk Satan. Jesus is my leidsman. Jesus is my volëinder van my geloof. Hy het die pad van die kruis trotseer. Deur bloed en skande het Jesus volhard. Hy is nou in heerlikheid en hy sal my, sy broer, sy suster, gaan hy saam met hom in heerlikheid bring. Vriende, dit is ons voorland. Kyk vers 3. Dink inderdaad aan hom, sê die teks vir jou en vir my. Dink inderdaad aan Jesus. Dink inderdaad aan hom, so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Dis wat jy nodig het. Dis wat ek nodig het. Dit is wat jou ligpunt gesin nodig het. Dit is wat ons as 'n kerk nodig het. Wat is die doel van die oefening van alles wat ek en jy doen? Alles wat ons doen is dit. Ons dink aan hom. Ons dink aan Jesus. As ek en jy nie moeg en mismoedig in hierdie wedloop wil raak en nie wil uitsak nie, wat moet ons doen? Ons dink aan Jesus. Ons herinner onsself aan wie hy is. Ons herinner onsself aan wat hy gedoen het, wat hy besig is om te doen, wat hy gaan doen. Ons dink aan hom. Ons onthou dat hy is die beginner en die volëinder van ons geloof. En ons gee net nog 'n tree. Ons gee net nog 'n tree. En ons gee net nog 'n tree. Ek sluit af hiermee. Ek sluit af met 'n storie, 'n ware verhaal. Dit is 'n great story. Party van julle mag dit weet. Het julle al ooit gehoor van 'n man met die naam van Zeb Louhabe? Het enige van julle al gehoor van Zeb Louhabe? Hy gaan dalk op die skerm daar vertoon. Ek gaan julle gou vertel van hom. Een van daai amazing stories. Hollywood moet 'n movie maak hieroor. Zeb Louhabe het die Comrades vir die eerste keer gehardloop in 1989. Hy was op daardie stadium, goeie nuus vir my en vir party van julle. Hy het eers op 56 die eerste keer begin hardloop. Okay, so daar's nog tyd vir my om te begin hardloop. Hy het op 56 die eerste keer gehardloop en hy het op 63 die eerste keer die Comrades gaan hardloop. Toe hy 63 is, dit was 1989, het hy daardie jaar nie die afsny tyd gemaak nie en so hy kon nie die Comrades voltooi nie. Toe daarna het hy nog 9 keer probeer, 10 keer en elke keer het hy dit nie gemaak nie. So hy was 63, 10 keer daarna het hy, vir wat ook al die rede is, kon hy nie die Comrades voltooi nie. Toe in 2003, dit is daai prentjie wat as jy kan sien daar, 2003, hy was 73 daardie jaar, 76 daardie jaar. Toe was hy die laaste ou wat toe die klok slaan dit gemaak het. Kyk daai tyd daar. Daar soos pretty much niks tyd oor nie. Hy was die
laaste ou wat gekom het, en hy het nou 10 keer al probeer, 10 keer het nie gemaak nie, die 11de keer, 76, hy hardloop dit, hy maak het met 'n sekonde, en hy kry toe the Spirit of the Comrades trofee, wat hom bekroon vir sy moed, en vir sy deursettingsvermoë. Hy het aangegaan en hy het maratonne gehardloop tot hy 90 was. Amazing. Vriendin, gelowiges in ons Here Jesus Christus, mag ek en jy geestelik gesproke Zebloabes wees. Gelowiges wat met baie stampe en met baie stote, met baie terugslae, met baie teëspoed, die geloofswedloop bly aanhou aandurf en hardloop. Mag ons die versoeking weerstaan om op te hou en om op te gee, en selfs wanneer ons val en wanneer ons ten minste vir 'n seisoen lyk dit asof ons dit nie gaan maak nie, dan weer op te staan. Mag ons mekaar optel en mekaar dra, want dit is wat die menigte doen, en ons almal ons oë gerig hou op Jesus. En mag ons dan bly volhard soos atlete. Tot daardie dag, vriende, waar ek en jy nie meer met die oë van ons harte ons oë hoef te rig op Jesus nie, want daar gaan 'n dag kom waar ons soos Zebloabe gaan kom oor daardie wenstreep. En die een wat vir ons die kroon gaan gee, gaan Jesus self wees. Ons gaan in sy aangesig wees, ons gaan hom kan sien in lewende lywe in sy aangesig. Ons gaan hom in al sy heerlikheid sien. En ons gaan sy heerlikheid dan deel. Ek wil daar wees. Ek seker jy wil daar wees. Kom ons help mekaar om daar te kom. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U vir die geloofsgetuies wat ons het. Ou en Nuwe Testament, ander atlete wat saam met ons hierdie wedloop gehardloop het, en ons loof en ons prys U, Here, vir 'n geloofsgemeenskap van ander atlete saam met wie ons dit hardloop. Here, ons dank U dat ons dit nie alleen doen nie. Ons is so absoluut diep oortuig dat ons kan nie in en van onsself doen nie. En ons loof en ons prys U bo alles vir Jesus, wat hierdie wedloop gehardloop het, volhardte daarin het, en wat ons oorwinning en sukses verseker het. En so Vader, deur die Gees, sal U ons help om ons oë op die Seun te hou. Hou ons oë gerig op Jesus, en deur die Gees bekragtig ons bonatuurlik, net om nog 'n week aan te hou. Tot ons volgende week weer mekaar sien in ons Ligpunt gesinne, en weer dan volgende Sondag hier, sodat ons weer ons oë gerig sal kan hou op Jesus, en dat ons net nog 'n tree kan aangee. En dat ons weer dan die week daarna weer kan saamkom, weer ons oë kan rig op Jesus, en net nog 'n tree kan aangee. Here, ons sien uit vir daai dag, wanneer ons gekroon gaan word, en in die heerlikheid gaan deel. Het gaan so die moeite werd wees. Hou ons tot daardie dag toe, in Jesus naam bid ons. Amen.